Goeiedag vriende en welkom by hierdie oordeenking. Die Amerikaanse skrywer Tim Keller het 'n boek geskryf, Walking with God Through Pain and Suffering, 'n boek wat vir my baie beteken het. Hy skryf in die boek die volgende. Hy sê Christianity is unique in that it doesn't just offer an explanation for suffering, it offers a savior who entered into suffering himself. Dis een ding om 'n verduideliking vir 'n gebeure te probeer gee. As 'n totale ander ding om jou lewe te gee. Dis 'n totale ander opoffering om in die gebeure te klim en jouself te gee. Dit is wat Tim Keller van praat, wat Jesus kom doen het. Hy het nie net kom sê, hier is 'n rede, hier is 'n verduideliking vir die swaar kry in die wêreld, wat gebeur het met Genesis 3 nie, en dit is hoe God dit wil regstel nie. Hy het self in die lyding kom klim, hy het self mens kom word, hy het self aan die kruis gehang. Jesus in die tuin van Getsemane, hy het gebid op 'n stadium in Lukas 22, in die tuin van Getsemane bid hy, het hy nie gesê, Vader, ek weet alles gebeur met 'n rede nie. Hy het nie gebid, Vader, ek weet alles gebeur vir 'n rede nie. Nee, hy het gebid, hy het gesê, Vader, as U wil, vat die beker van my af weg. Nogtans, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Ek wonder hoe sal dit lyk as ons in elke situasie probeer om op Jesus se vlak van gehoorsaamheid en oorgawe te kom. Ek wonder hoe sal dit lyk wanneer ons nie na goedkoop bumper stickers te hardloop met goeie bedoelings nie en nie daaraan gryp nie, maar eerder vanuit 'n diepe verhouding met die lewende God kan sê, Here, wat ook al uit hierdie omstandighede wil laat geskied, wat ook al U uit die omstandighede wil laat geskied, leer my om oor te gee aan U wil. Jy sien, om hierdie gebed te bid, is 'n oefening en 'n oproep tot vertroue in God, om jou vertroue in Hom te plaas, eerder in jou vertroue in onmiddellike verstaan. Ek dink ons gryp baie vinnig na goed wat in die oomblik vir ons 'n verstaan sal gee. Dit is hoekom dit gebeur het. Terwyl die evangelie vir ons dit mooi in Jesus se lewe uitwys. Jesus het vir sy disippels self gesê, toe hy hulle voete was, julle verstaan nie nou wat ek vir julle doen nie. Eendag sal julle verstaan. En ons samelewing doen nie goed met onsekerheid nie. Ons samelewing doen nie goed met dinge wat nie nou verduidelik kan word nie. Ons gebruik graag daai baie bekende term, 'n boer maak 'n plan. Hoekom? Want ons hou van oplossings. Ons is gewire vir oplossings. Ons hou van ons cost effectiveness in alles wat ons aanpak. Daarom die gemak waarmee ons kan gryp na alles gebeur met 'n rede. En dis waarskynlik net nog 'n manier om die gebeure in ons lewe se cost effectiveness tot die volle potensiaal te sien kom. Dis hoekom ons kan sê, toe maar, alles gebeur met 'n rede. Toe maar, eendag sal jy die rede van dit verstaan. Maar wat as ons nooit sal verstaan hoekom sekere dinge gebeur nie? Wat as ek en jy nooit die kant van die ewigheid verstaan hoekom 'n sekere gebeure in jou lewe plaasgevind het nie? Wat as vriende wat sukkel om swanger te word, nooit ten volle die antwoorde die kant van die ewigheid kry nie? Wat as die werksverlies se rede nooit genoeg in die kant van die ewigheid sal wees nie? Dis in oomblikke soos dan, wanneer gesegdes soos die ons faal, en dis ook wanneer mense se geloof in God baie maklik opgegee word. Wat as ons juis bid in elke situasie, Here, ek wil dat U hierdie situasie in my guns draai. Here, ek wil dat die aaklige ding wat met my gebeur het, nie weer sal gebeur. Here, ek wil dat U my behoeftes bevredig. Maar nogtans, Here, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Jy sien, op die manier van bid, hoor God my hart. Hy hoor my verlange, maar hy hoor ook my vertroue in wat hy wil dink en wat hy wil goed doen. Ek het 'n vriendin wat op 'n jong ouderdom van 30 het sy
borskanker gekry. Sy sê ek was 'n goeie atleet op skool. Ek het nie immoreel gelewe op skool nie. Ek was 'n hoofdogter op skool en die goed het met my gebeur. En verlang het sy geworstel, hoekom gebeur die goed? En later het sy besef om eerder te vra, hoekom nie ek nie? As dit nie met my sou gebeur het nie, sou dit met iemand anders gebeur het. Ek is dankbaar dat dit met my gebeur het, want my verhouding is solied in God. En dan hoor ek Habakuk se woorde, daai bekende Habakuk 3 vers 18 se woorde wat sê, al sou die vye boom nie bot nie, al sou die olyfoes misluk, al sou die beeskraal leeg is, al sou daar geen druiwe in die wingerd is nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Dit is my gebed dat jy daai geloofsaksie sal aanneem, dat jy sê, al sou niks van my diepste verlange waar word nie, ek sal steeds in die Here jubel. Ek sal nie vashou aan alles gebeur met 'n rede nie, ek sal vashou dat sy wil vir my lewe goed en aanneemlik is. Dis hoekom ek kan sê, nogtans. Kom ons bid. Here God, ek wil bid dat U oor elke persoon die woorde nogtans sal waarmaak. Dat hulle nie sal bid, Here, wat het gebeur, hoekom het U nie, Here, wanneer gaan U, maar dat hulle eerder sal bid, Here, ek verlang dat U in my behoeftes sal voorsien, ek verlang dat U na my sal kyk met guns, ek verlang dat U die situasie in my guns sal draai, maar nogtans vra ek dat U wil bo my eie wil sal geskied. En of ons die kant van die ewigheid antwoorde kry vir hoekom dinge gebeur of nie, nogtans sal ek in die Here jubel. In Jesus naam alleen. Amen.